Geliefdes, die Here is hier in sy huis. Kom ons maak gereed om hom te ontmoet. Kom ons word stil voor die Here. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre en ons sing 'n loflied saam tot eer van sy naam, die bekende Gesang 48, besing die lof van Jesus saam. Ook engele bring hom eer. Vers 3, verdwaasde mens, aanvaar dit nou dat hy jou heil begeer, bekeer jou en sy gees sal jou laat lowe, prys en jubel, dank hom God en Heer. En dan ook vers 5, vers 1, 3 en 5 van Gesang 48 tot lof van die Here. Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons as skuldbelydenis sing, Psalm 130, vers 1 en 2, Psalm 130, vers 1 en 2, ons gaan dit op die tweede melodie sing. Kom ons luister vanmôre na die Here se wet, en wanneer ons ook by hierdie geleentheid die voorreg het om die sakrament van die doop te beskou, is dit ook belangrik dat ons verantwoordelikheid as ouers besef, maar nie net as ouers nie, ook as mekaar se broers en susters, ook as mense wat geroep is om die evangelie te verkondig en hulle wat nie glo nie. Wat is ons taak? Ons taak is om vir mense daar buite, maar uiteindelik ook vir ons kinders te leer, hoe lyk bruidsliefde? Hoe lyk die liefde tussen die bruid en die bruidegom, waarvan ons in die skrif lees? En as die Here vir ons sy wet gee, dan gee hy dit nie vir ons om vir ons te sê,
So moet jy lewe, anders gaan jy veroordeel word. En natuurlik is dit die gevolg daarvan van iemand wat in ongehoorsaamheid aan die wet lewe. Maar hy gee dit in die eerste plek vir ons en sê vir ons, as jy my lief het, hê my op hierdie manier lief. As jy my bruid is, hê my so lief. En nou ons verhoudings, ons moet maar eerlik wees, en daar's geen verhouding wat nie reëls het nie. Alle verhoudings het reëls. Jou huwelik het reëls. Daar's dinge waarvan jy hou en daar's dinge waarvan jy nie hou nie. As jou man of jou vrou die dinge doen waarvan jy nie hou nie, dan sê jy, maar jy het my nie lief nie. En in die Here se verhouding met ons is daar ook reëls. En hy sê, as jy my lief het, hê my dan so lief. En ons gaan vanmôre luister na die Here se wet, uit 2 gedeeltes uit, Deuteronomium 6, ons gaan enkele verse daaruit saam lees, en ook uit Romeine 13 uit, die 2 tafels van die wet van die Here. Deuteronomium 6, ons lees vanaf vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. En dan ook uit Romeine 13 uit. Romeine 13 vanaf vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kom ons sit net so, dan bely ons skuld voor die Here. Wanneer 'n mens op hierdie wyse, soos wat ons nou pas gedoen het, ons skuld voor die Here bely, dan tref dit 'n mens opnuut hoe swaar die las van die sonde op ons druk. Maar hoe wonderlik is dit om ook die laaste woorde van hierdie Psalm te kan sing, om te kan bely en te sê, maar by U is daar vergewing. En daarom word U reg kinderlik gevrees. Ons word nie na die Here toe getrek omdat hy so 'n kwaai God is nie, maar omdat hy so 'n liefdevolle God is. Omdat hy ten spyte van ons sondes
sy seun Jesus Christus gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En dit is die evangelie, dit is die blye boodskap, en daarom lees ons ook daarvan in Johannes 3 vers 36. Hierdie vers bevat 2 dele. Die eerste dele, 'n ryke belofte vir elkeen wat hulle skuld in die Here bely, elkeen wat hulle geloof bely. Maar terselfdertyd ook 'n waarskuwing vir hulle wat in hulle sondes volhard. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Kom ons bely nou ons geloof in hierdie God wat ons vryspreek. Wonderlik om te reageer op die vryspraak van die Here met 'n belydenis van geloof, om ook teenoor God en teenoor die wêreld te bely en te erken, dit is die God in wie ons glo. Ek vra u om te staan en saam met my in die hart die geloofsbelydenis van Sia te doen. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons, mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan sit. Geliefdes, ek kan die woord van die Here saam met my oopmaak vanmôre by Johannes hoofstuk 3. Johannes 3, ons gaan lees vanaf vers 22 tot aan die einde van die hoofstuk, vers 36. Johannes 3, vers 22 tot 36. Johannes 3, ons lees saam vanaf vers 22. Hierna het Jesus en sy disippels na die land van Judea gegaan, en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem, omdat daar baie water was, en die mense het daar gekom en is gedoop. Want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop en almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie,
maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde, en hy praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit, dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dit is die woord van die Here. Ons teksvers by die bediening van die woord vanoggend is vers 29. Hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Kom ons bid saam. O Here onse God, wanneer ons vanmôre as u bruidskerk hier by mekaar is, om in die teenwoordigheid van die bruidegom te kom, dan is ons harte ontroer deur mymering en sing ons lieflik van 'n koning. Ja, ons tonge word deur digvuur aangedryf, dis soos 'n pen wat vaardig skryf, want die skoonheid wat van u af uitstraal, Here, is groot. Bevalligheid, genadetaal is oor u lippe uitgestort, u wat deur God geseën word. U, koning van u ryksgebied, het God met vreugde salf oorgiet. O God, u God, die maak u groot bo elke vors en troongenoot. Daar is koningsdogters in die ry van dogters wat u begelei. Die koningin hou by u stand in fynste goud uit Oeverland. Gee dan die koning groot van mag op ons en op ons skoonheid ag. O Here, laat ons dan nie weier nie, laat ons buig voor u neer, want u is die koning en u is ons Heer. Dankie Vader dat ons vanmôre so oor die bruidegom kan sing, soos wat daar in Psalm 45 gesing word. Soos wat dit daar reeds in die vooruitsig gestel word. Here, dankie dat ons in hierdie wonderlike hemelse huwelik betrokke kan wees, omdat u Gees ons gebring het en ons verbind het aan die bruidegom Jesus Christus, sodat ons u gunsgenote kan wees. Dankie dat ons vanmôre ook die geleentheid het, Vader, om daardie verbondsluiting te kan aanskou en te kan weet dat u ook ons kinders in hierdie verhouding insluit. Dat die kinders van gelowige ouers nie buite die verbond staan nie, maar binne die verbond. En daarom bid ons dat u verheerlik sal word, dat u, wat die koning van die konings is, Here Jesus, dat aan u al die eer, al die lof en al die aanbidding sal toekom. En dat ons dit ook aan u sal gee, deur ons kinders groot te maak tot eer van die naam. Here, waar u ons vanmôre herinner aan daardie verantwoordelikheid deur u woord, bid ons dat u ook kragtig deur u Gees sal werk in ons midde, dat u Gees ons harte sal oopmaak en sal ontvanklik maak vir hierdie woord, sodat dit in ons lewens verandering sal bring en ons u sal verheerlik. Spreek dan nou, Here, want u diensknegt en u diensmaagd wil luister. In Jesus se naam. Amen.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, een van die belangrikste besluite wat ons kinders eendag moet neem, is die keuse van 'n huweliksmaat. As ouers wil ons natuurlik graag ons kinders gelukkig sien, en ons as hulle ouers wat hulle goed ken, ons het hulle groot gemaak, ons weet wat is hulle persoonlikhede, ons weet wat is hulle voorkeure en afkeure. Ons weet gewoonlik ook baie goed en het 'n baie sterk idee van wie ons dink goed by hulle sal pas, wie sal vir hulle 'n goeie lewensmaat wees. Maar jong mense is egter nie altyd mal daaroor as hulle voel hulle ouers wil die heeltyd namens hulle besluit met wie mag hulle nou in 'n verhouding staan en met wie nie. Hulle hou ook nie daarvan om in verhoudings gedwing te word nie, net omdat hulle ouers van die persoon hou nie. So die kuns vir ons as ouers lê daarin dat ons kinders op so 'n manier sal grootmaak en op so 'n manier sal voorberei dat hulle uiteindelik 'n lewensmaat uit hulle eie uit sal kies wat ook ons goedkeuring wegdra. Sodat hulle uit hulle eie by 'n ideale lewensmaat sal uitkom. Dit is nogal 'n belangrike verantwoordelikheid vir ouers om hulle kinders so groot te maak. Want dit is een van die belangrikste keuses wat jou kinders hier op aarde sal maak. Maar ouers het 'n nog groter verantwoordelikheid as om bloot net toe te sien dat hulle kinders hier op aarde die regte keuse uitoefen ten opsigte van 'n huweliksmaat. Vanoggend kom herinner die Here ons daaraan dat ons ook daardie verantwoordelikheid op 'n geestelike terrein het om die bruidegom en die bruid by mekaar uit te bring. As jy gedink het jou grootste taak as ouer is om jou kinders so groot te maak dat hulle 'n goeie lewensmaat kies, dan het jy 'n nog groter verantwoordelikheid om jou kinders so te groot te maak dat hulle besef hulle is die bruid van die bruidegom en sodat hulle die bruidegom aantreklik sal vind. Broers en susters, in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is Johannes en sy disippels besig om te doop in Enon, naby Salem, terwyl die Here Jesus en sy disippels ook besig was om mense in die landstreek van Judea te doop. In vers 24 lees ons dat daar 'n stryery ontstaan het tussen die disippels van Johannes en sekere Jode wat daar was en wat wou uitvind oor die reiniging. In vers 26 sien ons egter wat die eintlike probleem was en waaroor die ongelukkigheid gegaan het wanneer Johannes se disippels by hom kom en vir hom sê: "Rabbi, hy wat saam met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, hy doop en almal gaan na hom toe." En in daardie laaste woorde, en almal gaan na hom toe, daar lê die probleem. Dit was die probleem wat Johannes se disippels gehad het met hierdie, want ewe skielik was daar nou kompetisie gewees vir Johannes. Johannes was 'n profeet gewees. Hy het getuig van die Here en van die Messias wat sou kom. Mense het na hom toe gekom en na hom kom luister, maar nou lyk dit asof sy kerk bietjie minder mense in het as wat Jesus se kerk in het. En die enigste plek in die evangelie van Johannes waar die aanspreekvorm rabbi, wat meester beteken, nie vir Jesus gebruik word nie, is in hierdie gedeelte. Johannes se disippels noem hom rabbi met rede, want hulle wil hom van Jesus onderskei. So asof hulle wil sê, maar u is mos eintlik die man, u is mos die baasprediker, u is mos die een wat eintlik na geluister moet word. Nie hy nie. Maar Johannes weet wie Jesus was. Hy laat hom nie meesleer deur sy disippels se selfgerigte optrede nie, geliefdes. Hy het presies geweet wat was sy taak, wat was sy rol gewees in die verlossingsplan wat God met die mensdom het. Hy was immers
Elia, wat deur Maleagi voorspel is, die een van wie Jesaja getuig het, dat hy sou kom om die weg vir die Messias gereed te maak en voor te berei. En daardie taak het hy met blydskap op sy skouers geneem. Hy het geweet, dit is my verantwoordelikheid, dit is my rol. Daarom sê hy ook vir die Here Jesus, toe hy by hom kom om deur hom gedoop te word, te sê, ek is nie waardig om die rieme van u skoene vas te maak nie. Johannes is nie omgekrap oor dit wat sy disippels vir hom vertel nie, inteendeel. Hy is eerder bly oor dit wat gebeur. Want hy was die wegbereider van die Messias en daarom herinner hy sy disippels aan wat hy al voorheen aan hulle gesê het, as hy sê, maar Jesus is die Christus. Ek is nie die Christus nie, sê hy vir hulle. Ek is nie die Messias nie. Ek is nie die een wat deur die profete van die Ou Testament in die vooruitsig gestel is nie. Hy is. Maar ek is voor hom uitgestuur, sê Johannes in vers 28. Hy moet meer word. Ek moet minder word. Hy sê hierdie is heeltemal normaal. Dis hoe dit moet wees. Johannes se bediening het nie daaroor gegaan dat hy die aandag op homself gefokus wou hê nie. Sy roeping was om mense by Christus uit te bring. Broers en susters, en hier is iets belangrik vir ons om te leer. Ons gaan nou vanmôre hierdie teksgedeelte op die doop van toepassing maak en op ons verantwoordelikheid as ouers, maar vir ons as gewone lidmate en gelowiges daar buite in die wêreld, ons taak is nie om mense te laat sê, "Sjoe, hierdie ou ken daarom die Bybel baie goed. Jo, hierdie ou ken die belydenis so goed. Hy kan dinge so goed verduidelik nie." Uiteindelik moet ons getuienis van so 'n aard wees dat dit altyd weg van ons afwys na die een waarop die lig eintlik moet val, na Christus. Ons taak is nie om mense na ons toe aan te trek nie. Ons taak is nie om mense hier in ons kerk te kry en te sê, kom luister na die dominees wat hier preek of na die boodskappe wat hier gegee word nie. Ons taak is om mense te nooi en te sê, kom hierheen, want jy gaan Christus ontmoet. In vers 29 verduidelik Johannes dit deur middel van die bekende beeld van 'n huwelik. Tydens 'n Joodse huwelik het die vriend van die bruidegom, jy sal sien in ander vertalings word dit as strooijonker vertaal, maar in die oorspronklike is dit die vriend van die bruidegom, maar ons Afrikaanse ekwivalent daarvan is 'n strooijonker. Hy het 'n baie belangrike rol vervul en ons daar het die temme bietjie geskuif, nee, jou strooijonker is gewoonlik die bruidegom se beste vriend of dalk sy broer of so iemand en sy taak is nou maar om op die dag sekere dinge te doen en te sorg dat alles mooi verloop en partykeer is die strooijonker dalk ook die seremoniemeester van die dag. So daar is oorvleeling met die antieke gebruik van die strooijonker of die vriend van die bruidegom, maar in die antieke tyd het die vriend van die bruidegom 'n geweldige belangrike rol gehad. Hy was gewoonlik die een wat die paartjie mekaar voorgestel het. Hy was die een wat hulle by mekaar gebring het. En hy moes in die eerste plek sorg dat alles ook gereed is vir die seremonie. Hy het die troue gereël. Maar sy belangrikste taak was om die bruid te begelei na die plek waar die bruidegom op haar gewag het en waar die huwelik voltrek sou word. So in ons dag bring die pa van die bruid haar in vir die troue, maar in daardie dag sal ons gesê het, dit is die strooijonker se werk gewees om die bruid na die bruidegom toe te vat. Hy was dus verantwoordelik dat hulle by mekaar uitkom, dat hulle mekaar ontmoet, maar dat hulle ook vir die sluiting van die huwelik by mekaar uitkom. En hy het dan buitekant gewag, en sodra hy die bruidegom se vreugdevolle uitroepe gehoor het, het hy geweet die huwelik is voltrek, en hy kon dan aan die gaste meedeel dat die feesvieringe nou kan begin. So die vriend van die bruidegom was nooit op die voorgrond gewees nie, maar hy het 'n baie belangrike rol gehad. Johannes assosieer homself met die vriend van die bruidegom. Hy sê, dis wie ek is. Dis my taak, dis my verantwoordelikheid. Die aandag moenie op my wees nie. My taak is om die bruid en die bruidegom by mekaar uit te bring.
En die vriend van die bruidegom se vreugde is nie geleë in die erkenning wat hy kry nie. Hy is nie bly daaroor as die mense by hom kom en sê, jong, jy het dan 'n lekker partytjie vir ons hier gereël nie. Hy is opgewonde oor die uitroepe van die bruidegom, wat bly is en wat vol vreugde is oor die bruid, wat nou syne is, wanneer die huwelik gesluit is. As ouers het ons die verantwoordelikheid om ons kinders by die bruidegom Jesus Christus uit te bring, sodat hulle ook as deel van die bruidskerk met die hemelse bruidegom in die huwelik bevestig kan word. Wanneer ons kinders ten doop bring, dan beloof ons immers om hulle groot te maak volgens die woord van die Here. Ons beloof hulle om hulle op te voed en hulle te laat opvoed. Dis 'n belangrike byvoeging in die doopbelofte, broers en susters, wat u moet ook in gedagte hou. Met ander woorde, dit gaan nie net oor ek wat my verantwoordelikheid nakom as ouer nie, maar ook daar waar ek my kinders heen stuur, waar ek hulle toevertrou aan iemand anderster. Vir wie gee ek hulle? En wat kry hulle in wanneer hulle aan ander mense se opvoeding blootgestel word? En daarom het ons nog altyd gesê dat daar's 'n driehoek, die kerk, die skool en die huis vorm 'n driehoek en hierdie drie moet met mekaar in harmonie wees. Nou sommige mense interpreteer dit so as hulle beloof om hulle kinders in die vrese van die Here groot te maak, dat hulle dink dit gaan bloot daaroor dat ek vir my kinders moet leer wat is reg en wat is verkeerd. Wat is goeie maniere. Hulle gebruik die Bybel as 'n soort etiese handboek wat ons eintlik gebruik om vir ons kinders te sê dit is wat jy mag doen en dit is wat jy nie mag doen nie. Natuurlik sê die Bybel vir ons wat mag ons en wat mag ons nie doen nie, maar ons motivering is baie keer anderster. En nie wat dit veronderstel is om te wees nie. En as dit is hoe ons opvoedingstaak as gelowige ouers beskou, broers en susters, dan maak ons dieselfde fout as die disippels van Johannes. Want hy wou die kollig op homself, hulle wou die kollig, nie Johannes nie, sy disippels wou die kollig op hulle self laat val en op hulle meester. En as ons kinders bloot groot maak om goeie maniere te hê, om die regte dinge te doen en die regte dinge te sê, en die oom en tannie mooi met 'n stewige handdruk te groet en in die oë te kyk as hulle groet, alles mooi, alles goed en wel, niks fout daarmee nie. Maar as dit alles waaroor dit vir ons gaan, dat ander mense net nie skaam moet wees, of ek my net nie moet skaam oor my kinders wanneer hulle in die teenwoordigheid van iemand anderster is nie, dan val die kollig op ons. Dan raak ons baie keer onredelik in die dissiplinering van ons kinders, want ons kry skaam vir hulle en ons sal hulle eintlik onredelik dissiplineer en selfs voor ander mense verkleineer omdat hulle my in die skande gesteek het. Kinders kry dan byvoorbeeld raas omdat hulle ouers skaam is oor wat gebeur het. In plaas daarvan dat hulle tereggewys word, omdat hulle met hulle sonde die eer van die Here aangetas het. Broers en susters, as jy jou kinders tigtig, moet hulle nie tigtig omdat hulle jou kwaad gemaak het nie. Moenie hulle tigtig omdat hulle jou in die skande gesteek het nie. Tigtig hulle wanneer hulle die Here se eer te nagekom het. Om jou kinders werklik in die vrese van die Here groot te maak, beteken dat ouers hulle verantwoordelikheid as strooijonkers moet nakom. Ons taak is om die weg te berei, sodat die bruid en die bruidegom by mekaar kan uitkom vir die huwelikseremonie. Ons kindertjies wat hier gedoop word, is nog nie gered nie, hulle is deel van die verbond, en die Here het heerlike beloftes wat hy en hulle maak, maar is ons taak om vir hulle te leer oor hierdie verbond. Wat beteken dit om in hierdie verhouding, want 'n verbond gaan oor 'n verbintenis, 'n verhouding. Wat beteken dit om in hierdie verhouding te staan? Kry deel aan hierdie verhouding deur die geloof. Die Here Jesus is so ernstig oor hierdie taak dat hy in Matteus 18 vers 6 vir ons waarsku en sê, elkeen wat een van hierdie kindertjies wat in my glo, laat struikel, dis vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. So dit bring ons dan by die vraag,
Hoe lyk dit wanneer ek die weg berei vir my kinders om by die bruidegom uit te kom? In die eerste plek, broers en susters, moet ons seker maak dat hierdie wegbereiding wat ons moet doen nie oppervlakkig of kunsmatig is nie. Dit gebeur wanneer ons kinders voorstel aan die Here Jesus, maar ons stel hulle voor aan die Here Jesus as maar net ietsie oulik wat jy kan hê. Amper soos 'n baie mooi of 'n oulike speelding wat jy op jou rak kan neersit. Jy moet in Jesus glo, want hy het vir jou sondes gesterf. Jy moet in Jesus glo, want hy sal vir jou sorg as jy probleme het. Jy moet in Jesus glo, want hy sal altyd by jou wees, en hy sal jou troos, en hy sal jou beskerm. Jy moet in Jesus glo, want dan kan jy bid, en jy kan enige iets van die Here Jesus vra, wat jou hart begeer, en jy sal dit kry. Hierdie dinge is natuurlik alles waar, en ons moet dit ook vir ons kinders leer, is nie onwaar nie. Maar dit gaan hulle nie noodwendig oortuig dat Jesus die bruidegom is waarmee hulle in 'n lewenslange verbintenis wil staan nie. Wanneer ons hom so aanbied vir ons kinders, is hy maar net iets oulik om te hê. Ja, dis lekker om hom te hê, maar dis nou nie, ek speel nie elke dag met daai speelding nie, ek gaan haal hom af wanneer ek hom nodig het. Hy is iets oulik, maar hy is nog nie vir hulle 'n lewensnoodsaaklikheid nie. So wat is ons taak? Ons verantwoordelikheid is om ons kinders te laat besef dat hierdie bruidegom vir jou lewensnoodsaaklik is om mee getrou te wees. Jy kan nie sonder hom wees nie. Jy het hom elke dag nodig, nie net met tye nie, nie net wanneer jy in die moeilikheid is nie, nie net wanneer jy hartseer is nie. 'n Huweliksmaat, broers en susters, raak tog eers werklik aantreklik wanneer ek besef dat die ander persoon dit het wat ek kort kom en dit wat ek nodig het om volkome te wees. Is dit nie so dat die Here ons geleer het dat hy vir Adam 'n hulp gemaak het wat by hom pas nie? Om vir hom 'n aanvulling te wees, om vir hom daardie kwaliteite by te bring wat hy self nie het nie? En so is dit ook hier. Ek moet my kinders laat verstaan dat Jesus dit het wat ek nodig het, maar wat ek nie uit myself uit het nie. Ek kan nie sonder hom nie. Dit help dus nie, jy leer jou kind om in Jesus te glo, omdat hy vir ons sondes gesterf het, maar jou kind het geen sonde besef nie. Wat gaan dit vir hom beteken as jy vir hom sê, Jesus het vir jou sondes gesterf? Hy gaan sê, wat is sonde? Ek doen niks verkeerd nie, ek het hom nie nodig nie. En daarom, broers en susters, is dit nodig dat ouers hulle kinders se sonde ontbloot. Dat ons dit wat werklik ten diepste in ons harte skuil, in ons kinders se harte skuil, sal ontbloot. Kyk maar hoe speel kinders met mekaar, kyk hoe afgunstig is hulle, kyk hoe jaloers is hulle, kyk hoe haat hulle mekaar partykeer, kyk hoe opstandig raak hulle. As jy 'n goeie boek wil lees, in hierdie verband gaan lees Ted Tripp se boek, Herderskap vir 'n kinderhart. Hoe hy ouers met jong kindertjies leer om werklik die eintlike motiewe van die hart te ontbloot. As jou kind met 'n speelding speel en die maatjie wil saam met hom in die speelding speel en jou kind wil nie, moenie vir jou kind sê 'n mens maak nie so nie, mens deel. Natuurlik is dit wat moet gebeur, maar sê ook vir jou kind, jy is selfsugtig. Ons is nie selfsugtig nie, ons deel. Ontbloot die sonde. Hoe gaan my kind ooit besef dat hy of sy sonde het, as ek dit nie vir hulle leer nie? En daarom ook, broers en susters, wil ek vanmôre 'n belangrike waarskuwing vir u rig. Weet jy, dit is baie keer vir my hartseer, hoe dat ouers, wanneer hulle kinders iets verkeerd doen, dan lag hulle daaroor. Dan maak hulle een of ander grappie daarvan.
En hulle vertel dit ook aan ander mense, asof dit nou die snaakste ding is wat kon gebeur het, maar eintlik het jou kind gesondig. Wat leer jy vir jou kind? As dit jou reaksie op hulle sondige optrede is? As jy die heeltyd die werklikheid van hulle sonde ontken, dink jy hulle gaan 'n sonde besef hê eendag? Dink jy hulle gaan weet hulle het Christus nodig? Al wat jy vir hulle leer is, daar is altyd 'n verskoning vir jou sonde. Jy kan dit maar met 'n grappie afmaak en dan is dit nie meer so erg nie. In vers 36 sit Johannes enerzijds die doel van ons taak, maar ook die wegbereiding daaruit uiteen. Hy sê, sodat ons kinders in Christus kan glo en die ewige lewe kan beerwe. Wat is my taak? Ek moet die weg berei na Christus toe, sodat my kinders kan glo en die lewe kan hê, sodat hulle die beloftes wat aan hulle gemaak word vandag kan toeëien. Maar anderzijds beklemtoon hy ook waarom hierdie geloof so uiters noodsaaklik is, want hy sê, want hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Hoor jy wat hy sê? As jy nie met Christus in die huwelik tree nie, dan bly die toorn van God op jou. Met ander woorde, dit kom nie eers dan nie, dis reeds op jou, dis reeds op ons kinders, ons word in sonde gebore en ontvang, as jy nie glo in Jesus Christus nie, dan bly die toorn van die Here op jou. Elkeen van ons en ook ons kinders leef reeds as gevolg van ons sondes onder die oordeel van God. Om dus jou kind na Christus te lei, beteken jy moet sy afhanklikheid van Christus ontbloot. Jy moet vir hom wys, waarom het jy Jesus nodig? Jy het nie net nodig om beter maniere te leer nie. Jy het nodig om Christus te hê, sodat jou lewe kan verander. Wanneer Johannes sê, dat hy nie die Christus is nie, sê hy by implikasie dat Jesus dit wel is. Om die bruid by die bruidegom te bring, is dit nodig dat mense sal besef dat Jesus die Christus is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, ook nie ons kinders nie. Hy is die gesalfde. Hy is die een wat deur God aangewys en gestuur is om die mens uit hulle hopelose toestand te verlos. Hy is die een wat in jou plek kom staan het, my kind. Hy is die een wat in jou plek kom sterf het, my kind. Hy is die een wat in jou plek God se toorn, God se woede, God se straf, wat oor jou moes losbreek, op sy skouers geneem het, my kind. Kinders kom gewoonlik na hulle ouers met hulle probleme, omdat hulle glo hulle ouers kan enige probleem vir hulle oplos. Maar is belangrik om jou kind daaraan te herinner, dat wanneer jou kind foute maak, want partykeer maak hulle nie net die klein foute van kleiner kinders nie, partykeer maak hulle die groot foute van groot en volwasse kinders. En dat hulle ook met daardie probleem na jou toe kom en sê, papa, nou moet papa my help. En dat ons as ouers dan ook partykeer sal erken en sê, my kind, jy moet nie na my toe kom nie, jy moet na die Here toe gaan. Jy het sy vergifnis nodig. Ek sal jou help, maar ek kan jou net so ver help. Wat hierdie bruidegom ten diepste aantreklik vir ons maak, is nie alleen die feit dat hy bereid was om sy lewe vir ons te gee nie, maar die mag wat hy besit om ons uit hierdie hopelose situasie te red en dit om te keer. Wat van Jesus die Christus maak, is nie die feit dat hy vir ons sondes gesterf het nie, maar dat hy uit die dood uit opgestaan het en die sonde en die dood oorwin het. Daarin word sy mag en sy heerlikheid en sy aantreklikheid vir ons sigbaar. Hy het die sonde en die dood oorwin en die Vader het alles in sy hande gegee, soos vers 35 sê, hy is waarlik die Christus. Ja, ons is partykeer so behep daarmee om vir ons kinders al die geleenthede te gee, dat ons belangrikste taak miskyk. Wanneer ons as gelowige ouers ons kinders bring om gedoop te word, moet ons weet dat die
Die Here nie eendag vir ons gaan vra, wat se geleenthede het jy vir jou kinders gegee nie? Was jou kind in die beste skool? Het jy jou kind blootgestel in al die beste geleenthede wat daar vir hom was, sodat hy sy talente kon ontgin nie? Het jy vir hom blootstelling gegee aan verskillende aktiwiteite nie? Hy gaan vir ons vra, het jy jou kind aan die bruidegom voorgestel? Om 'n wegbereider te wees, geliefdes, om my kind by die bruidegom uit te bring, is dit nie net nodig dat ek my kind se diepste behoefte en ellende ontbloot nie, maar dat ek hulle sal voorstel aan Christus, wat deur sy opstanding uit die dood mag het om hulle hopelose situasie ook te verander. En wanneer God uiteindelik hierdie bruilof voltrek, wanneer hierdie kind wat vandag gedoop word, eendag ook opstaan en sê, ek glo, dan is ons blydskap oorvloedig. 'n Belangrike waarheid wat deur vers 29 beklemtoon word, is dat die vriend van die bruidegom nie verantwoordelik is vir die sluiting van die huwelik nie. Hy bring hulle bloot by mekaar en dan wag hy buite tot die huwelik gesluit is. En ons moet nie ons taak verwar met die werk van die Heilige Gees nie. Ons taak is nie om ons kinders in Jesus Christus te laat glo nie. Ons moet hulle voorstel aan Christus. Ons moet hom aanbied aan hulle as die mooiste, heerlikste bruidegom wat daar kan wees. En die res is in die hande van die Heilige Gees. God is die een wat die huwelik sluit. En daarom hoef ouers hulle self nooit te verwy daaroor as hulle kinders nie in Jesus Christus glo nie. En as hulle nie met hom in die huwelik wil tree nie. Ons kan nie ons kinders dwing om met die bruidegom te trou nie. Dis God se taak. Dis wat die Here Jesus ook in die gedeelte, net voor hierdie gedeelte sê, wanneer hy met Nikodemus in gesprek is. Hy sê, jy beerf slegs die koninkryk van God, wanneer jy van bo af gebore word. Vers 27 bevestig dit opnuut. 'n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. En daarom bly bid ons vir ons kinders. Ons bly bid dat die Here ons gebrekkige pogings sal seën en dat hy kragtig met sy gees in hulle lewens sal werk, dat hy hulle harte sal verander, sodat hulle sal wil glo. Wanneer die huwelik gesluit is, sê vers 29, verbly die vriend van die bruidegom hom grootliks. Daarom is dit so 'n wonderlike dag, wanneer kindertjies wat gedoop is, 16, 17 jaar gelede, uiteindelik na kategese by belydenisaflegging kan kom en kan sê, dit wat God beloof het, dit glo ek. Daarom is Johannes ook nie jaloers op die mense wat na Jesus toe gaan nie. Hy is bly daaroor. Ons taak is om ons kinders na Jesus te lei, maar wanneer die Heilige Gees ons kinders deur die geloof aan Jesus verbind, geliefdes, dan weet ons hulle toekoms is verseker. Ons vreugde is nie daarin geleë dat ons goeie ouers was, wat hulle so goed in die vrese van die Here kon grootmaak, dat ons hulle kon oortuig om te glo nie. Ons saai maar net die saad, ons lei maar net nat, maar dis God wat laat groei. Ons vreugde is in God, wat waaragtig is. Geliefde gemeente, as ouers, het ons nie net die verantwoordelikheid om ons kinders te help om eendag die regte huweliksmaats te kry nie. Dis 'n belangrike taak, maar dis nie die belangrikste nie. Dis nie die belangrikste huwelik nie. Daar's 'n huwelik wat veel belangriker is en waarin ons 'n groter rol behoort te speel. Ons is die strooijonkers en ons taak is om die bruid en die bruidegom by mekaar uit te bring. Ons taak is om ons kinders na Christus te lei. Na hom wat as oorwinnaar oor die dood mag het om vir hulle 'n lewe van ewige geluk te verseker. Wanneer die Vader deur sy Gees hierdie huwelik voltrek, dan is ons vreugde oorvloedig. Want ons weet, dit is die een huwelik waarvan ons met volle sekerheid kan sê,
en hulle het lank en gelukkig saamgewoon. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre opnuut getref kan word deur die genade wat U in en deur U Seun Jesus Christus en deur die kragtige werking van U Gees aan ons bewys. Want ons was verlore in ons sondes, onder die oordeel van God. En daarom kan ons vanmôre ook met vreugde terugdink, Here, met groot dankbaarheid, miskien aan ons ouers, of grootouers, of miskien net 'n oom of 'n tannie, of iemand in ons lewens wat 'n belangrike rol gespeel het, as 'n vriend van die bruidegom, sodat ons vandag hier in U kerk kan sit as U kinders. Ons is hier omdat iemand ons ook aan Christus voorgestel het, en omdat U Gees ook ons lewens verander het. Ons het die beloftes van ons doop ons eie gemaak, omdat U Gees ons van die waarheid daarvan oortuig het. En dankie dat ons vanmôre ook die geleentheid het om by hierdie doop opnuut herinner te word aan ons verantwoordelikheid as wegbereiders, as vriende van die bruidegom, wat veronderstel is om die bruid en die bruidegom by mekaar uit te bring. Laat ons daardie taak en verantwoordelikheid met vreugde vervul, Here, dat ons soos Johannes sal wees, wat nie met afguns kyk wanneer mense na Christus toe gaan, omdat die kollig nie op ons val nie. Maar laat ons inderdaad ook as ouers en as grootouers sê, hy moet meer word en ons minder. Vader, en as ons ook uitgaan met die evangelie, laat ons ook met hierdie taak van ons besig wees, nie net ten opsigte van ons kinders nie, maar ook ten opsigte van elkeen wat daar buite is, en wat so nodig het, om aan die bruidegom blootgestel en voorgestel te word. Here, laat ons hulle by mekaar bring, laat ons hulle aan mekaar voorstel. Laat ons hulle wat vir ons kosbaar is, hulle wat U nodig het, wys hoe wonderlik en hoe wonderskoon is die bruidegom, sodat hulle ook deur sy aantreklikheid oorweldig sal word. Vergewe ons swakhede, Here. As ouers maak ons so baie foute, en ons kom nie altyd ons verantwoordelikheid na, soos wat U van ons vra nie. Maar ons dank U dat die bloed van Christus ook hierdie swakhede van ons bedek. Vergewe ons, Here, waar ons nie altyd ons verantwoordelikheid nakom nie, en wek opnuut in ons die begeerte om met nuwe ywer ons kinders aan U voor te stel. Vader, ons bid vanmôre vir hulle wat U nodig het. Ons dink aan hulle wat in die hospitaal is, ons dink aan Tannie Etna, en ons dink aan Tannie Letty. Ag Here, ons bid dat U hand van genesing oor hulle sal hou, as dit U wil is, dat hulle ook U nabyheid sal beleef, Here, en dat ons ook na hulle toe sal uitreik as 'n gemeente. Vader, wil U ook gee dat ons altyd na mekaar sal uitreik, en dat wanneer een lid ly, ons saam met hulle sal ly, en wanneer een lid in die gemeente bly en opgewonde is, ons saam met hulle sal opgewonde wees. En daarom dank ons U dat ons ook vandag kan feesvier saam met hierdie ouer paar wat hulle babatjie ten doop bring. Aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord nou eers op die prediking voordat ons oorgaan na die doop toe. Kom ons maak oop by Gesang 51. En ons gaan al die verse daarvan sing as antwoord op die prediking, en ek wil graag vir u wys net so op die begin van die woorde van vers 2. Laat ons praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Dit is ons taak en ons verantwoordelikheid as wegbereiders. Vers 1, 2 en 3, Gesang 51, dan kan u weer sit.
Joshua en Bianca, julle kan hier voor die kansel julle plek inneem. Geliefdes in die Here, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en ons moet ook van harte daarop vertrou. Ons bedien die doop omdat God 'n genadeverbond met die gelowige mens gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en jou nageslag na jou. In die Ou Testament was die besnydenis en die Pasga die tekens dat die verbond geldig is, en in die Nuwe Testament het Christus Jesus die verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk bevestig. As 'n teken en 'n waarborg hiervan het hy die doop in die plek van die besnydenis en die nagmaal in die plek van die Pasga ingestel. Ons Here Jesus het in Matteus 28 vers 19 die opdrag gegee, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle, hoor nou die opdrag, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante. Aan die een kant het God hom verbind daaraan om vir ons 'n God te wees en ons te seën, en kom verbind hom ook vanmôre aan Clara, te sê ek onderneem om jou God te wees. Aan die ander kant moet ons hom in die krag van die Gees uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid van harte lief hê, vertrou en dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is ryk aan betekenis. Deur die doop in die naam van God die Vader bevestig hy ons dat hy as Vader ons in sy genadeverbond insluit en tot sy kinders aanneem. Verder leer die Bybel dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. Ons kan die koninkryk van God alleen beerwe indien ons weer gebore word. Deur die doop in die naam van God die Seun word ons aan Jesus Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sonde af. Die doop is 'n teken en 'n seël, 'n waarborg van die belofte van hierdie afwassing. Dit is nie die afwassing nie, maar dit is 'n teken daarvan en 'n waarborg daarvan. Die doop verkondig dat ons ou sondige mense saam met Christus aan die kruis gesterf het, saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons vir die sonde dood is en vir God in Christus lewe. Die doop is 'n teken van ons inlywing as lidmate van die kerk van Christus, waar ons as lewende lidmate moet leef. Deur die doop in die naam van God die Heilige Gees gee God aan ons 'n dubbele versekering. Eerstens, hy woon deur sy Gees in ons, en tweedens, hy regeer en vernuwe ons lewens daagliks, sodat ons tot sy eer kan en wil lewe. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word. Die Here sluit tog die kind van die gelowige ouer van die begin af in sy genadeverbond in. Miskien onthou julle die preek van so 'n paar sondae terug toe ons ook gedoop het. Kinders van gelowiges is reeds deel van die verbond. Hulle staan nie buite die verbond totdat hulle tot bekering kom nie. Hulle is reeds deel van die verbond. In die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop toe die ouer of die ouers tot geloof gekom het, wat vir ons 'n voorbeeld is hiervan. Die kinders verstaan miskien nog nie die doop nie, maar die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juis dat God juis die verlossing uit genade aan hulle beloof, sonder dat hulle enigiets kan doen om dit te verdien. Die doop plaas die ouers onder 'n besondere verpligting teenoor die verbondskind, om hulle kinders te onderrig aangaande die betekenis en die eise van die genadeverbond, om vir hulle 'n voorbeeld in die uitlewing te wees en om hulle op te roep. Dit is die begeleiding na die bruidegom toe, om hulle op te roep om die beloftes wat God aan hulle maak, hulle eie te maak. Ek vra dan nou dat Clara vorentoe gebring word, sodat ons die doop aan haar kan bedien. As
ek nou reg verstaan, dan is dit een van die groot oupas wat die voorreg het om haar in te bring. Hier is ook 3 van die 4 groot oumas vandag hier teenwoordig, so dit is 'n wonderlike verbondsgeleentheid om te sien hoe die Here ook oor die geslagte heen werk met sy kinders. Clara Taljaard, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid. Here, U is die troue verbondsgod. Die beloftes is van geslag tot geslag. En ons dank U, Here, dat ons getuies kan wees van U trou. En ons eer U, Here. Ons prys U naam ook vir dit wat ons vandag kon sien. Ons bid vir hulle gesin, ons bid vir hulle as ouers, ons bid vir Clara. Mag hulle as ouers wegbereiders wees. Mag hulle haar werklik met elke greintjie in hulle aan die bruidegom voorstel, sodat sy ook uiteindelik met vreugde haar plek as bruid van Christus sal inneem. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan maar so. Ons gaan vir hulle die seënbede toesing, broers en susters. Almal kan staan. Ons sing Psalm 134 vers 4, dan staan julle net so hier voor. Ek gaan net die seën uitspreek en dan gaan ons vir julle gelukwens daarna van die kerkraad se kant af en ook Clara se Bybel vir haar gee. Want die geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur iemand wat die woord aan hulle verkondig. So is belangrik om ook vir hulle die Bybel te gee. Kom ons sing Psalm 134 vers 4, dan gaan ek die seën uitspreek en dan kan jy weer die sitplekke inneem. Julle kan gou na my toe draai, want Dominee Johan herinner my nou net dat ek vergeet het om die vrae vir julle te vra. So, ek gaan wel die vrae aan julle vra. Ek is oortuig, omdat ons wel vooraf ook die doopgesprek met julle gehad het, dat julle hierop ja gaan antwoord, maar ek wil graag hê dat julle ook daarop antwoord. Ek vra verskoning dat ek vergeet het om dit te vra. So geliefdes, die doop is 'n goddelike instelling. Die Here waarborg daardeur sy verbond van genade vir ons en ons kinders. En om aan te dui dat julle die doop dan vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie, moet julle nou eerlik en opreg op die volgende vrae antwoord. Bely julle dat hoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, ons ook saam met ons kinders nogtans in Christus deel het aan die verbond. Verklaar julle dat ons kinders daarom gedoop moet word as verbondskinders van sy kerk. Bely julle dat die leer van die Bybel in die Ou en die Nuwe Testament, soos wat dit saamgevat is in ons kerk se belydenisse skrifte, die ware en die volkome leer van die saligheid is, en beloof julle as ouers om julle kinders
in die leer na die beste van julle vermoë self te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle hoorbare antwoord? Met hierdie antwoord teenoor God en teenoor en voor sy gemeente, ons is getuies, broers en susters, so is ook ons verantwoordelikheid om hulle te hou by hierdie antwoord wat hulle gegee het. As hulle broers en susters in die geloof, kom ons ontvang dan nou ook die seën van die Here en ons gaan in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle elkeen. Amen.